Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 25 November 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Oor die afgelope dae het ons baie gehoor dat ANC amptenare en selfs die president sê dit is Trump se verlies dat hy nie die G20 bygewoon het nie. Maar daar word niks gesê oor die feit dat Xi Jinping en Putin nie bygewoon het nie, Milei het nie bygewoon nie, president van Mexico het nie bygewoon nie, die president van Indonesië, sowel as die president van Suid-Korea het nie bygewoon nie. Maar wat is eintlik die rede hoekom het Donald Trump weggebly? Ja, hy sê dit is oor die verkeerde dinge wat toegepas word in Suid-Afrika, die verkeerde goeders wat hulle doen, hulle die sogenaamde volksmoord uitgespel teen die boere of dan die wit mense in Suid-Afrika, wat die regering natuurlik heeltemal ontken en 'n verskeidenheid van ander goed. Maar hier's 'n baie dieper liggende rede. Ons het oor die afgelope tyd 'n baie stadige, maar sigbare proses gesien van hoe die globaliste in die wêreld stelselmatig deur Donald Trump geïgnoreer word en genegeer word en eenkant toe gedruk word op hierdie wêreld verhoog. Dit is vir my duidelik dat die rede hoekom hulle vir Trump so nastigtelik wil uithaal vir hoe dat hy die president word, is natuurlik om die globalistiese eenwêreldorde se agenda en vooruitgang te verseker. Trump is daar en Trump is besig om in 'n groot mate die deep state af te takel. Maar hy doen dit nie soos meeste mense sou dink of verwag het hy moet dit doen nie. Nee, hy gaan baie subtiel te werk met die boodskap en die houdings wat hy die wêreld instuur nie. Nou, die G20, as jy kyk wie het bygewoon, dan sal jy sien dit is almal wat aan hierdie globalistiese ideologie saamstem en daarmee vereenselwig. Die G20 as sulks is 'n globalistiese instelling. En volgende jaar is Amerika die voorsitter van die G20. Ek dink ons kan 'n radikale verandering verwag oor hoe die agenda op die einde van die dag gaan uitspeel. Want hierdie G20 beraad het hoofsaaklik gegaan oor aardverwarming, climate change en hongersnood in die wêreld, armoede van die onderontwikkelde lande, wat deur hulle self veroorsaak is in die eerste plek, maar vergeet nou daarvan. Maar dis waaroor die agenda eintlik gegaan het. Sou Trump dit bywoon? Onthou, hy sê dat daar is nie so 'n ding soos climate change of daai hoax wat daaraan gekoppel word nie, want climate change is 'n natuurlike proses wat voortgaan. Maar dat die aarde oorstroom gaan raak en al daai goed is iets wat hulle al vir jare en jare gebruik om mense bevrees te maak en hulle dan beter te kan beheer ten opsigte van wat in die wêreld aangaan en wat hulle wil hê moet in die wêreld aangaan. Maar daar's 'n tektoniese verskywing wat besig is om plaas te vind. As ons kyk dat hierdie wêreldleiers wat nie bygewoon het nie, stadig maar seker besig is om hulle self te distansieer van dit wat die globaliste najag. En ek dink dis die hoofrede, dis daai subtiele boodskap wat deurgestuur word aan die globaliste. Want vir jare was Amerika eintlik
half onder beheer van die Britse Ryk, die geldmagte in Brittanje. Want omtrent elke senior groot bank in die wêreld behoort aan een familie, die Rothschilds. En van al die ander soortgelyke idealistiese families wat natuurlik aandele het en wederwysige aandele het, maar hierdie hele proses word deur Rothschilds gelei. Nou Rothschilds was reeds 'n ryk man baie lank gelede. Maar in 1815 met die slag van Waterloo, dis nou waar die Britte vir Napoleon finaal verslaan het. Weet ons dat toe die boodskap deurkom per spoed, vinnigste bote beskikbaar, perde, en daai boodskap kom uit, het hulle die gerug versprei dat Napoleon het Brittanje by Waterloo verslaan. En onmiddellik oornag het die aandeelhouers 95% aandele op die aandelemark in duie laat gaan. Verkoop. En soos hulle verkoop, so val die prys. En Rothschilds het daai 95% opgekoop teen 'n appel en 'n ei, en die volgende dag het die nuus rugbaar geword dat dit in der waarheid Brittanje wees wat Napoleon verslaan het by Waterloo. En dit het hom beheer gegee oor al die banke. En as gevolg daarvan uiteindelik amper beheer gegee oor al die lande in die wêreld. So hierdie is 'n evil persoon wat net een ding wil bereik. Hy en sy ander globalistiese vriende bereik, en dit is totale beheer oor die mensdom en waar hulle self gesien kan word as gode. Wat mense dan getrou moet volg en moet luister en sê en dinge uitvoer soos wat hulle dit doen. Met die ding dat Donald Trump amper vir Brittanje eenkant toe stoot, heiliglik as gevolg van die globalistiese idees wat voortgeset daar word in Brittanje, die oop grense, die optrede teenoor die burgers, alles wat daarmee saamgaan, is daar 'n kloof besig om te ontwikkel tussen die globaliste, die Donald Trump, die Putin, die Xi Jinping, Milei en daardie groeperings wat ons dan daar kry. En hierdie Rothschilds sal alles in hulle vermoë doen om te sorg dat hulle nie beheer oor die wêreld verloor nie. Vandaar die groot dreigemente dat die oorlog in Oekraïne moet voortgaan, moet voortduur. En dan kan 'n mens nou nog verder ook gaan. En selfs die Jeffrey Epstein ook daaraan koppel, want daar is nou duidelike bande na vore gekom tussen Rothschild en Epstein, Mossad, MI6 en die CIA. En dit het niks te doen met die kinders van 15 of 16 jaar oud wat hulle aangerand het en dan gebruik is vir afpersing nie, maar daar was duidelike bande. Dit kom alles nou na vore. En alles in 'n poging om die wêreld te beheer, om die wêreld se leiers te beheer in hierdie proses. Selfs Netanyahu van Israel is nie baie gunstig op hierdie stadium in die oë van Rothschild nie. Nou ons weet dat die Rothschilds primêr verantwoordelik was vir die stig van die staat Israel met die hulp van die Britte. Maar weer eens, Netanyahu was nie deel van hulle planne nie en hy was op die ou einde verkies. So is Pinocchio hier in Suid-Afrika, ons patetiese president,
wat lening op lening kry by die Wêreldekonomiese Forum, by die Wêreldbank, beloftes uit die EU uit van nog geld en alles wat daarmee gepaard gaan, het hy veroorsaak dat Suid-Afrika vasgevang en toegeweef is in hierdie web van internasionale beheer, globalistiese beheer. Met ander woorde, Suid-Afrika is reeds 'n globalistiese land of 'n volgeling van hulle ideologieë, hulle denkrigtings, hulle gedagtes. En daarom moet ons weet dat die ANC onder Pinocchio met hulle regeringsbondgenote, die DA en hulle almal saam is, nie 'n duim sal afwyk en wegbeweeg van dit waarvoor die een wêreldorde of die globaliste dan staan nie. Rothschild se eie betrokkenheid kom al by die ontdekking van diamante af met ons saam. Hy het die hele Britse weermag tydens die Boereoorlog gefinansier om van ons ontslae te raak, en ek dink die proses volgens hulle is waarskynlik ook nog nie afgehandel nie, van daardie voortgesette aanslag teen ons as boere, as Afrikaners. Dink mooi daaroor. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en môreoggend is ek terug met die weeklikse Engelse uitsending. 'n Lekker en aangename dag en moenie alles net vir soetkoek opeet nie. Kyk, luister, leer.